Nou, elke ou mens in sy lewe het mos nou ou kroegstorieetjies ook. Die oom sê, jy weet, hy stap eendag in 'n kroeg en hy sit daar. Hy en die kroegman sit gesels, hier kom stap 'n man sommer so wild verwyd in. Man kom sit in die toonbank, die man haal 'n skilpaadjie uit sy baadjie sak. Hy sit die skilpaad daar op die toonbank neer, maar die skilpaadjie is siek. Skilpaadjie is toegedraai met masking tape. Sy dop so aan sy lyf vas. Sy een voet is in die gip, sy kop is so dik geswel, hy kry nie ingetrek. Kroegman sê, jong, en die skilpad? Hy sê, maar, dis 'n vinnige skilpad hier, jou papa. Hy sê, ek weet jou nou alles wat jy het, daai hondjie van jou waar hy lê. Jy kan hom die boot in die kroegmuur sit maak, en dan kan jy onder in die muur loop staan, dan kan jy hom roep. En voor jou hond by jou is al my skilpad daar wees. Die man sê, nee man, dit kan my sê wees. Hy sê, ek weet jou nou, R50. En haal ek hom aan die R50 uit, sit daar neer. Ou vat sy hondje, hy gemaak hom maar boot in die muur sit. Sy sit, Fido, sit stil, Fido. En hy stap af, en hy gaan staan in die onderste muur, en hy gaan staan so en hy roep, kom Fido. Daai tyd die hondje wegspring, toe greep hy ou die skilpad en hy gooi hom tot onder teen die muur. Nou sê my broer vir my as universiteitsstudent het hy in 'n kroeg gewerk daar by Eustasietjie, en naby ons, Graafwater. Hy sê, hy sit die aan daar so alleen in die kroeg, hier kom stap 3 manne in. Hulle sê, jong, gooi maar daar vir ons iets, ons is nou lekker gat vol, want ons het nou gekom vir die trein, en die trein sal 6 uur hier gewees het, nou staan daar onder 'n ou dik man, met 'n swart uniform aan, met 'n swart cap, met so 'n silwer kettingkie, met 'n horlosie seker wat hier in 'n sakkie hang, met 2 vlae, so groene en 'n rooie. Ons vra nou vir hom, wanneer kom die trein wat met 6 uur hier gewees het? Hy sê nie, die trein sal 7 uur hier wees. En ons moet nou maar hier by jou kom sit wag, ons is nog nie juist lus vir die waggery nie, maar terwyl is aan 'n moedwag, gooi maar daar iets. Sê nou, gooi hy vir hulle elke man 'n dop. En hier so 6:50 toe na 2 dubbele brandewyn elke man. Toe sleep hulle nou weer af stasie toe. Hulle kom by die stasie. Nee, sê die oom van die kerels, lyk vir my die trein sal nou eers 8 uur hier wees. Hy sê, en die manne sê, maar die spoorweg kan ons nie so maak, maar wat? Hulle is dan ook nou nie meer so ongeneem om te loop wag, jy weet, hulle, dan neem maar wat, hulle wacht maar weer aan die ander kant, en hulle sleep nou weer terug daar na hom toe. Hy sê, hulle kom sit, hulle sê, hey man, jy weet maar soos die ou spoorweg, ons moet nou rachtig nog 'n uur hier wag, maar gooi maar wat nog daar iets wat. Hy sê, maar, dan ek gooi vir hulle, hy sê, hier so by 8 uur se kant, toes die manne daar nou al lekker, toe speel hulle al daar so, daar is nog nie meer baie moeilikheid oor die trein wat laat is. En hier so 8 uur se kant, toe sleep hulle nou weer af stasie toe. Kom by die stasie, sê die oom van die kerels, hulle het nou van my van Klaver afgefoon. Die trein is onbepaald vertraag. Julle moet nou maar daarop wag, dan sal ek julle laat roep as die trein kom. Hy sê, hier kom die 3 manne nou weer, en hy sê, wat, hoe sal hulle nou al lag, hulle sê nog laat nie meer om te wag, hulle sit die oukeis aan neer, en hulle kom sit, en hulle vat 'n paar lekker dop. Later sing hulle speel domino's, hulle vertel grap, maar dit gaan te lekker. Hy sê, en hier so by 10:10 se kant kom storm hier 'n mannetjie, en hy sê, meneer, die trein het gekom. Hulle sê, nee, wat nou papa, wauw. Ons wag nou al hier aan vir hierdie ou treintjie, nou kan die ou treintjie weer vir ons wag, wat. En hulle sê, wat, ons vat nog 'n shot, Mr. Barman, vir ons loop. Trein kan nou vir ons wag. Hy sê, en hulle vat nog hy dop ook uit, maak hulle klein geld en hulle goed by mekaar en nasleep hulle. Maar toe hulle die stasie ingaan, daar trek die trein net weg. Ou broer en hulle sit die trein agterna. Nou is ons hier ook kort perronnetjies op die klein stasietjies met die antrasiet, en dan gaan die perronnetjie maar skielik sommer so af. Hy sê, hy is heel voor, maar toe hy daar afgaan, toe sy voete te vinnig vir hom. En hy is onder die uit, en die ander 2 is bo oor hom. En hulle vang aan die trein se laaste waar, en hulle is op, maar hy kry nie die trein gevang nie. Nou kom stap hy terug, sê my broer nou. Stof hom af, stikkend geval. Almal het nou agterna gestap om te kyk wat van die spul word. Hy kom hier by die oom aan met die uniform, die oom sê van, Boeta, nou is jy daar met die moeilikheid. Hy sê, wie is in die moeilikheid, hè? Ek is hier in die moeilikheid, he.
Die 2 pille van my is in die moeilikheid. Hulle het my net stasie toe gebring. Nou ja, die antie van Namakwaland, hey manne, ek wil die Namakwalandse mense, is wonderlike mense. Hulle sê, die meisiekind kom met die Kaap uit huis toe en sy verwag 'n babetjie. En dan ma, sy kom vertel van haar ma, en ma is baie geskok, want dit is kerklike mense. Sy sê, my kind, wat het dan gebeur? Sy sê, nee mama, dit is mis 'n ding wat maar gebeur. Sy sê, nou my kind, wanneer trou julle? Sy sê, nee ma, dat is juist die probleem. Die man wat verantwoordelik is vir my toestand is 'n ortodokse Jood. Sy is heeltemal teen hulle geloof om te trou. Wat? Sê die auntie? Hy sal met jou trou, ortodoks of ortodoks. As hy weet van dit, dan weet hy, kan hy trou ook. Nee ma verstaan nie, dit is heeltemal teen hulle geloof, hulle kan nie trou nie. Sy sê, wag. En sy en jou ouma daar goedjies gepak en reggemaak en 2 dae later is hulle weggehaap toe met die adres en die foonnommer van die Jood in hulle sak. Hulle kom in die Kaap en hulle hier geverneem en hulle daar geverneem en die oudste dogter wat in die Kaap bly, die vat hulle tot by Levi en Sons, groot gebouwe. En hulle stop daarvoor en die anties met die handsak oor die arm daar in die lift op. En toe hulle by die regterkantoor kwam, toe kan niemand daar meer keer nie. Sy storm sommer by die sekretaresse verby hier by Mr. Levi in. En toe sy instorm, toe kyk Levi op en hy weet toe sommer, hy sit 2 en 2 by mekaar. Hy sê, wag antie, wag. Laat ek toch my saak stel. Sy sê, hier's niks saak te stel nie. Wanneer trou jy met die kind? Hy sê, Tannie, luister nou mooi, dit is toch onmoontlik vir my, ek kan toch nie trou met die dochter, dit is toch heeltemal teen my geloof, ek is toch ortodokse Jood, ek kan toch nie trou nie. Sy sê, wat, jy sal trou met die kind? Hy sê, nee, wacht nou, laat ek net klaar praat. Ek kan nie trou met die dochter nie, maar ek sal toch mooi kyk na die kindje. Ek sal onmiddellik 1,5 miljoen in die kindse trust belê. Onmiddellik. Ek sal die dochter elke maand 5.000-6.000 rand betaal. Elke 2 jaar elke nieuwe Mercedes-Benz gee. Die auntie se wind is so uit haar seile uitgevat, sy sit so terug, sy sê, Mr. Levi, nou is daar nog net 1 ding. Wat nou van die geval van 'n miskraam, beloof jy om weer by die kind te slaap? Jy weet, die plattelandse dokters belewe ook vreeslike dinge. Ou dokter, my buurman daar op William, hy vertel my nou eendag, 'n man kom by hom aan. Hy sien die man is 'n bietjie dik, jy weet, om die lyf amper soos ek nou al. En die man sê, ja oom, wat kan ek vir jou doen? Hy sê, nee oom, maar jy moet vir my help man, ek voel so opgesit. Dis die ou mense nou gesê het, ek voel so dik. Ek kan nie ontsla raak van die dik gevoel nie. En dokter sê, maar oom, ek sê jou gou moet 'n bietjie ondersoek, trek maar uit en die ondersoek tot die oom van kop tot tone, maar hy kan nie juist agterkom dat daar iets verkeerd is nie. En hy het maar bloedmonsters gevat om weg te stuur en toe hulle nog gaan sit. Toe sê hy, oom, maar kyk, sê my, hoe's oom se eetgewoontes? Toe sê die oom, nee man, kyk, 'n mens vat mos nou in die oggend, so 'n potjie pap en 'n blaadjie vleis. Dan hier so by 10:00 se kant, dan kom ek nou huis toe, dan vat ek nou 'n paar beskuite en so 2 koppies koffie. En as daar nog van die koue vleis bietjie oor is, dan eet ek nou die. Dan is ek nou reg in na middag toe. Hy sê dan nou middag. Dan vat mens mens nou 'n boutjie vleis en 'n potjie pap. Nou as 'n mens nou daai boutjie vleis en die potjie pap klaar het, dan moet mens bietjie lê. Dat mens net kan so, jy weet, anders as mens daar vinnig opstaan, kan mens hartslag losruk. Ja, dan hou ek nou so na 4:00 toe, ek gaat nou altyd my goed saam na die skaap toe. Daar sal ek nou 'n bietjie koek eet saam met my thee, of as daar nou nie koek is, die koeksusters of so. So 'n koekblikkie vol sal mens nou klaarmaak daar. Dan nou as mens nou vanaand by die huis kom, kyk, dan kom mens nou, mos nou ordentlik eet. Dan vat mens nou 'n ribbetjie, ordentlike ribbetjie vleis, en dan vat mens nou daarmee saam 'n potjie pap. En oor mens nou nog 'n groente gehad, dan sal mens nou so 'n paar varkchops ook daarmee saamvat. En die ou dokter het hom so mooi soos dit uitluister, en die dokter sê vir hom, toe die oom nou stil bly, nee, kyk, mens met keer niks. Mens se exhaust is net te klein.
Ek het daar 'n tuinman wat in die tuin werk. Jy ken mos hierdie manne van die Kaap. Nou staan die vrou wat in die huis werk voor die wasbak. En sy was skottelgoed en hy gaan nou met die kruiwa met 'n vrag vuil goed hier om die, voor die venster verby. En toe hier verby gaan, toe sê sy vir hom hier uit die kombuisvenster uit: "Hey jy moet nie van my vleitie, hè?" Sê: "Nee, auntie, ek vleitie." En hy gaat hier om. Die lang hier kom hy terug met die leë kruiwa. Toe hy weer die venster verby gaan, sê: "Hey, jy vleit vir 'n ou vrou. Jy moet nie vir 'n ou vrou vleitie hoor. Jy sê kind." Sê: "Nee, auntie, ek vleitie." En hy gaan weer 'n vraggie vuil goed en hier kom hy weer. Hy gaan weer hier voor die venster en sê: "Hey, luister hier so. Stop hier so. Laat ek met jou praat. Kyk aan my oë. Jy vleit vir 'n ou vrou. Jy moet ophou vleit van my." Hy sê: "Auntie, sê ek wat vleitie? As jy kry wat jy wil." Sy sê: "Jy moet hy wil olie. Jy gaan 'n vry kry wat jy nie voor gevra het nie." So vertel hy om my wat ek van vroeger gepraat het, wat ek mee begin het om Kaliata. O man, hy was 'n wonderlike man gewees. Hy vertel my, as mens hy wat nie op sy 104de verjaardag kon gewees nie, want hy is op 84 al dood, maar in elk geval, hy vertel my toe van 'n vriend van hom. Hulle het daar iewers in 'n Makwaland het hulle met die wintertyd getrek met die vee. Hy sê en hulle slaap daar buite in die oggend was hulle nou sommer so in 'n skotteltjie water, nou die eerste, net so op die brakplekke was hulle nou uit, want daar is nie baie water. Hy sê en daar steek 'n by nou die vriend van hom. En die man is allergies vir bysteek. Hy sê: "Ou broer, en hy het sy pille by hom nie. En ek sien hoe hy lank het op begin pak sy bors toe. Hy sê en ek het hom daar in die ou bakkie. En nou ja, ons is op 'n afgeleë plek, broer, ons ja nou, by al die ou plaasies, diere en die ou klein opstelletjies wat ons het, dit help nou nie vir boereraad nie. Ons moet nou by 'n hospitaal kom." Hy sê en ons ja, uiteindelik ja, is nou Springbok daar in 'n stop voor die hospitaal, en daai man is toe al slepende. Ek sleep hom so benauwd te sê. En ons is in en ek sê, "Julle met my vriend help." Die by het hom gesteek. En die nurse sê: "Nee, maar wag. Ons moet eers die vorms invul." Man, en nou sê ek: "Maar die man gaan dood." Hulle sê: "Nee, ons moet die vorms invul. Dit werk so." Nou vra hulle sy naam en sy van en alles. En ons sê, die nurse sê: "Wat met jy? Nee, sê ek, by het hom gesteek, hy is allergisch." Nee, maar hy moet Kaap toe. Nou in 'n ambulans, want nou geel en daar suurstof. Nou ja, ons hier deur Kaap toe. Kom in die Kaap, ja, by die hospitaal. En nou is die man totaal dood al omtrent, ek dink hy is dood. Storm daarin, hier kom so 'n dik nurse uit. Die nurse begin ook, sy vat die gegevens. Die dokters is nog nie daar nie, hulle is nou op saalronde. Nou skryf sy die man se naam en adres, en dit is net dood die man, ek dink die man is klaar dood, maar hulle het nou eers al hierdie administratiewe goeders afgehandel, en toe vat die nurse hom nou hier in 'n cubicle in, en sy gaan sit langs hom, nou lê 'n prevelyn nog net. Nou sê sy: "Oom, voor die dokter kom, ek doen net so lank die huiswerk. Sê net vir my, waar het die by jou gesteek?" "Nee," sê hy, "ou, is net so 120 kilo's daar aan die kant Springbok." "Nee," sê sy, "ek bedoel, waar op jou liggaam het die by jou gesteek?" Hy sê: "Nee, dat kan ek nie vir jou sê nie." Sy sê: "Hoe kan jy nie vir my sê nie? Om jy mos tyd die dokter kom nou, dan wil ek hom alles gee. Dat is sommer alles weet, dan kan hy jou dadelik behandel." Hy sê: "Nee, suster, dan moet ek maar dood, maar ek kan nie vir jou sê waar hy by my gesteek het." Sy sê oom, dis mos niks, ek is 'n suster, ek ken die mediese terme in die beroep, ek is nie, jou vir skaamte wees nie, waar het die by jou gesteek? Hy sê: "Suster, nee, hy sê, maar dan moet ek seker nou maar sê, maar dat ek het so stel, nurse. As het vir jou is wat hy gesteek het, dan was het mis gewees." Nou begrawe hulle oom sy vrou daar in my wêreld, ek wil nou nie sê waar nie, want dan kan ook dat later moeilikheid maak. Nou, jy weet, daar by ons is begrafenis nog 'n groot ding. Almal kom en almal ken mekaar.
En die begrafenisrede is nou klaargemaak in die kerk en almal is nou met die motors agter die lijkswa aan. Eers is nou die lijkswa, die het nog die maar so gevlat, die ou Cadillac, het so 'n swart rok geskop. Heel pad, die voorste motor van die familie, sy voorscreen is later pik swart van die olie wat uitskop. Maar in elk geval is so, halen ze hem naar die begraafplaats, nou is allemaal om die graf vergader. Is gewijde oomblikke, bro, die mense staan met die hoede voor die baas, die vrouwen snik. Zulke klein tissuetjies, maar hulle so oprol, een oud later so gehuil, het sy maar die 2 proppen in sy neusgate gesit, en het maar die snot gesluk het verder. In elk geval, nou staan hulle om die graf. Dominee nou klaar die laaste gesang gelaat sing. Die mense sing maar so hartseer altyd. En hier op die eind, nou moet die sand op die kus gegooi word. Nou kyk, daar by ons bly die blomblare, soos julle deze dag gooi, daar gooi die mense nog sand. En ek het al gesien, jy weet, hoe slechter die ou vrou was, hoe groter is die klippe in die sand, wat hulle op die kus gooi. Maar toe kom het nou die oom se beurt, en die oom loop buk nou daar, vat nou die handjie vol sand, en nou sleep hy so vorentoe, hy is ook al 'n groot man. Nou buk hy so oor die graf, sy knieën buig nou so tot amper op sy herke sit, en hy wil nou nie die sand te hard laat val op die kussie, en hy gaan sit nou so om die sand te gooi, en die hele gemeenskap staan nou stil, vir hierdie hartseer oomblik, en die ou strooi die sandjie so oor die kus, en het allemaal nou dink, hy moet nou terugstaan, toe bly sit die ou so half op sy herke, en die ou steen so, en sy kop hang, en allemaal dink, hy val nou vanavond nog op die kus, en daar staan die ou so stare op, en hy skryf so terug, toe sê hy vir sy oudste seun, hierdie ou jeugknie sal nog vir my in 'n skande bring, wat die mense nog nooit gesien het. Danny Nieuws, hierdie baie gewilde Afrikaanse sanger wat daar in Blouberg bly. Hy sê sy pa het op 'n tyd 'n brief gekry van 'n Bokkie Naudé, 'n oom wat voetbal gespeel het. Hy was op 'n toer gewees, nou lees die brief so. Beste Dana, op toer na Engeland het ons eers in Burundi gestop vir 'n geheime wedstryd teen hulle nasionale span. Jong, dis 'n willik lot mense daai. My broer, toe ons die eerste dag binne ry, staan daar 'n groot bord waarop geskrywe staan, jy weet soos hierdie welkomborde by ons dorpe. We like our fellow men, medium to rare. Hulle een slot, sê die oom, was 6'13", en so ledig, dat hy nie mag kinders hê nie, want hulle sê die goed sy skaap gevang het. Sy ma was 'n sport, en sy pa 'n traveler. Die plaaslike mense sê, al wat tussen hom en die universiteit staan, is sy skoolloopbaan. Sy een suster is so al 15 jaar op universiteit. Sy is daar in 'n bottel, sy 2 koppe. Hy is so onnozel, soos 'n ruimtereisiger. Hulle tel mos agteruit, jy weet, 10, 9, 8, 7, 6, so gaan hulle aan. Hy het sulke ernstige groen psychedelic oë, soos 'n Karoo-brommer. En sy technicale gesig lyk of 'n sware mot aan hom vasgevleed. Sy hare lyk of hy hulle met 'n cracker gekam het. Sulke geel tande, die goed is so lank as hy 'n vrou mens so, dan klink dit so skilpaaie wat paar. Hy het nou die dag tot sy dentist gevra, wat moet hy maak met die geel tande, toe sê hy trek 'n breinsoet daarby aan. Hy het so 'n plat kop, het lyk so die doringbome by Sun City. Jonge speler, wedstrijd, ek spring teen een van die manne in die lyn staan so lange. Wie ek spring voor die grond vat, slat hy my tussen die oor, laat ek douwer op my dinges loop sit. Sy vuiste is so groot soos 'n voetbal. Wie sy vingers lyk soos rations. Toe ek val, toe trap hy my kop breek. Ons kaptein skryf om, hey jou vark. Hy sê, hey, wie is jou vark? Ek sê, jy jou vark. Toe ek opstaan, lyk my kop soos 'n frisbee, plat getrap. Ek praat tale dat 'n boesman my sal verstaan. Maar daai ou hy so stil soos 'n sirkus op 'n Sondag. Man, ek is toe lights out. Hulle kry toe 'n nurse daar van Siberië om my by te bring. Sy is so grof. Sy lyk meer na 'n hoogblond moffie. Dat ek nog 'n dag lank maak of ek lights out is. Sy voer my toe met gin en water, gin en water, gin en water. Die kaptein vra, hoekom gin en water? Die ding sê sy, hy kry nou 2 gins vir die prys van 1, oxygen en hydrogen. Toe ek bykom, vra sy of hy my temperatuur geneem het,
En toe wat ou Tommy, ons een vorige man moes vir haar sê, nee, ek dink dis nog in sy toksak. Van 'n vorige praat. Hy was 'n vaskop, maar na 'n stywe armloop is hy nou 'n loskop. En na 'n liesbesering sing die ou nog net heel dag. Please release me, let me go. Maar man, ek maak nou my brief te lank. Ek wil eintlik vir jou skryf van die toer in Engeland. Dit was nou grand. En die hoogtepunt van die toer is ons moes toegenooi na die Prinsebal. Ek het nog nooit so 'n groot bal gesien nie. Maar dis daai aand waar dit so 'n lekker party uitgedraai. Wie ons het op die ou en elke ene stel mansetknope gekry by die prins. Ou Tommy het sommer sy mansetknope by sy kwartmou t-shirt gedra. Londen is so koud. Ons moes jasse dra en antifreeze drink. Ons het toe maar die antifreeze saam met die windowline gedrink dat ons oë kan blink. En die plek is so duur. Ons het meestal in die kerk gesit. Dis die enigste plek waar jy nie hoef te betaal om in te gaan. Ons eerste oefenwedstryd was die Oxford. Daar was so 'n groot vark wat my getorring het. Hy het so 'n hanggat gehad soos 'n heuningjagter. En so 'n klein koppie soos 'n dowwe kat met so 'n spits neusie soos 'n kwart pond kaas en 'n dun nekkie soos 'n siek tier. Die klein koppie het baie gelyk soos Chester se naam James Small hom getrap het. Maar hy het 2 bobene soos 'n batteryhoender. Sy maat was 38, 34, 36 en sy ander been dieselfde. Ek tik hom toe en hy praat so baie dat met die vieslikste woorde en hy praat en hy vloek en hy praat dat sy tong getennis teen die tyd dat ons van die veld afkom. Ek sê jou, hy het gelyk soos 'n geboortemerk tussen 2 ore. Egelik, ons vroue het dan saam met ons getoer, want ons was belet om op 'n leë maag te gaan slaap. Toe het ons maar ons vrouens op 'n dieet gesit. Groete van jou oom Bokkie hier in die koue Engel. 'n Ou oom Callie Hatting, hy vertel my nou die dag, nadat hy na my welstand verneem het, 'n paar stories van sy kinderjare. Ek vra hom eers hoe gaan dit met die tannie. Hy sê, onrusbarend goed, jong. Ek sê met oom, hy sê nee broer, ek gaan gebukkend onder die seëninge. Hy vertel my toe, hy het een oggend, stap hy by 'n kroeg in vroegoggend, daar sit 'n dame met 'n glas met 'n drankie in. Hy sê en hy steek sy vingers so in 'n glas in en hy haal die ys uit en hy gooi die ys teen die grond stikken. En toe hy die ys stikkend gegooi, toe sê hy, dame, nou dat die ys gebreek is, kan ek en jy nie uitgaan met mekaar nie. In elk geval, hy sê, hy kamp een keer daar teen die see met die tent. En hier laat nag ruk sy tent en hy skrik om half uit sy geloof uit. En hy sê, hol om die tent, hier kry 'n jong man op sy maag lê met 'n flits in die hand. Hy sê, jong, wat maak jy hier? Hy sê, oom, gaan kuier vir my nooi. Ek sê, hoekom loop jy met 'n flits? Hy sê, oom, ek moet maar sien waar ek loop. Hy sê, man, ek het baie by my nooi geloop kuier, ek het nooit 'n flits gehad. Die klank sê, oom, dat kan ek sien as ek na die antie kyk. In elk geval, die oom Callie vertel my, hy het in sy kinderjare het hulle 'n Hollandse meester gehad op die plaas. Nou die Hollandse meesters was nou alle wysheid en pag gehad. En die ou man kom uit Holland, en hulle het hom nou vreeslik strepe getrek as kinders nou. Jy weet, as hulle nou met 'n koei melk, dan maak hulle die ou teen 'n bil sit. As hulle met die dag loop perd ry, dan gee hulle die ouwe perd wat nog nooit gery is. So kom hulle toe een dag uit die veld uit met die voorleier. Hulle het nou 'n bok geskiet, die bok hang nou aan 'n bamboespaal oor hulle skouers. Nou vra meester, waar het hulle dan die bok gekry? Nee, sê hulle meester, ons het die bok geskiete. O, sê meester, hy sal toch ook graag 'n bok beskiete. Hulle sê, nee meester, maar ons sal vir meester die geweer lei. Nou kyk, broer, nou lei hulle die voorleier 6 pleisies, 6 skote kruit, 6 skote loppers. Die ou vra ook later, hoekom lei julle hom dan so baie? Hulle sê, nee meester, ons lei hom nou 6 skote, want meester sommer 6 keer kan skiet. Maar die meantime wil hulle die geweer met die ou se blad afskop. En die ou toe nou veld toe met die geweer. Man, laat middag toe gaan daar 'n skot in daai berg af. Wie, dis soos oordeelsdag. Die wolke begin toetrek. Wie die katte en die hoenders en die honde hol verskuiling. Die vensterrame ratel die onder in die ou plaashuis. Die ou boer kom hier met die melkemmer van die kraan af, hy skrik hom uit die melk uit.
Hy vra vir die kinders, wat gaat aan? Die kinders sê, nee, meester het 'n bok geskiet, vader. Toe weet die ou man. Hulle het ou meester 'n streep getrek, want dit was 'n verskriklike skoot. Ou het die perd daar en die ou die berg daar uit nou in die rigting waar die klank afgegaan het. Hier kry jy ook vir meester. Meester lê lights out hier in 'n bos. Die ou gesig is pik swart van die kruit. Die ou se gulp het heel oopgebars. Die ou geweer lê daar een kant, die loop is geflair soos 'n skart. Hy dink meester is dood, hy voel gou hier by meester se nek. Nee, waar hy klop dan nog. Maar toe hy buk om die geweer op te tel. Toe kom meester by, die ou sit so regop in die bos, die ou is heel verwilderd. Die hare staan, alle rigtings. Die ou sê, moet dat toch nie aanraken? De vuilgoed moet nog 5 keer donderen. Ons Afrikaners is met vreeslik lief vir feeste, volksfeeste. Jy kry in hierdie land visfeest, aardappelfeest, brandewijnfeest, kersiefeest. Ek tree omtrent 1000 keer 'n jaar by feeste op. So in die oude jare het ons nog die gelofte dagfeest gehad, wat ons eintlik nog altyd moet hê. Maar die oom sê dat hulle nou sommer die gelofte feeste onder die bome gehou op 'n plaas aan gebrek aan lokale. Nou dan kom jy nou altyd op die laaste dag 'n spreker, groot swart mouter van die Kaap af met 'n vlag op. Kom die vername man nou daar aan, dan kom almal nou so van hulle tente afgestap, met hulle stoelietjies om nou die man te kom luister. Toe almal nou min of meer sit al, toe kom hy so 'n grove antie, met 'n voortrekker rok aan met haar riempistool en sy kom plak haar reg voor, met die groot kappie op. Nou jy weet, dis warm, dis Desember maand, dis so warm, 'n kind se melktande raak in sy bek suur. En die honde en die arme katte en die hoenders is verwilderd, want hulle ken nie so baie mense op die plaasie. En hulle wil dan ook daar tussen die mense wees, want hulle ruik nou alle kossoorte en goeders daar. Was daar so 'n klein hondjie, hy loop ook so rond. Sy steer hang so tussen die bene, hy sniffel hier, sniffel daar, soek 'n dingetje om te eet. Maar die antie toe sê die oom, sien hy sy lig die rok so, dan pomp sy hom so 'n paar keer, seker nog vir 'n bietjie lig om in te kom, want dit is warm. En daai tyd wat die hondjie weer so verby haar stap, wat sy die rok weer so oplig, toe is die hondjie onder. En sy dat sak die swaar rok, nou sit die hondjie onder die stoel. Hy sê, nou kyk hy die antie. Dit is hom ook nie lankie. Hier skuif die antie so effens die kant toe. Die antie spring so half op en dan skuif sy weer die kant toe. Hy sê, maar is nou 'n onstichtelike besigheid. En die antie ruk weer so 'n slag so en sy skuif op die stoel, sy het ook nog maar net 'n riempie om agter te skuil. En nie lankie toe sak sy so af en sy steek haar hand so onder die rok en sy tel die rok op so. Sy sleep die hondjie hier aan sy agtervoet uit. En sy swaai hom so met die groot arm met die mussel wat onderhang. En sy gooi hom so oor die eerste 3 rye mense. Sy sê, voetsek veel goed loop, ryk jou eie finesse. Jy weet die oom sê, hy stap eendag huis toe. Daar in die depressiejare. En hier sien hy 'n man op 'n grasperk sit. Die man pluk sy hande vol gras, dan eet hy dit. Hy sê, jong, wat maak jy? Hy sê, oom, ek eet gras. Ek het die werkie en ek moet eet. Die oom sê, maar as jy nou soos Nebukadneser, hy sê, nee, my vrou kook die gras, maar ek is nou al so moeg vir gaar gras, dat ek nou begin rou gras vreet. Die oom sê, man, maar kom saam met my, dan kom eet jy nou 'n lekker bord kos by my huis. Hy sê, ai oom, wat van my vrou? Hy sê, nou maar bring nou maar jou vrou ook saam. Hy sê, my skoonma en my skoonpa? Nou sien dat die oom raak al klaar kriebelrag. Hy sê, jong, nou maar bring nou maar jou skoonma en jou skoonpa ook saam. Hy sê, oom, maak het 5 kinders op. Hy sê, wie bly nog hier by jou? Nee, my oom en my auntie, my oom kom nou net uit die tronk uit. Hy sê, nou vat nou jou hele familie, dan kom eet jy by my. Die man kyk die oom so, hy sê, oom, sal jy genoeg kos vir ons hê? Hy sê, nee, maak het 'n moes alone. Nou ek het daai tyd, sê die oom vir my, het 'n man geken, 'n man met die naam van Gert Aris. Nou as julle nou kan terugdink, jare wat die kerke nou vakant geraak het, as 'n gemeente nou sonder predikant is, dan was daar so altyd 'n broer wat gepreek het. Nou die ou Gert Aris, man, hy het lekker gepreek.
As hy nou sondagoggend die diens waargeneem het, dan die gemeente sommer die plek vol gepak. En die ou sulke wille statements gemaak. Jy weet, hy kan ook nie lekker alles onthou wat waar die skrifplase is nie. En hy het ook nooit, as hy nou wel ernstig preek aan preek, hy nie van die Filistyne nie, van die Billistyne. En die ou het sommer volke geskep wat daar nie is, jy weet, die Barnyne. Ek het altyd as kind gedink, Barnyne is 'n kruis tussen 'n konyn en 'n beer. Maar so die ou gepreek, vreeslik gewelddadig. Op 'n môre toe preek die ou vreeslik mooi oor die geloof. Hoe ons moet geloof hê, en die kerk sit stamvol. En hy sê gemeente, ek wil vanmôre getuienis lewer ook een Sondag ry met my kombi. Hy sê ek ry met my kombi hier van Soar af Oudtshoorn toe. Dat is warm. Dat is so warm die hond ja die kat, maar al twee stap. Hy sê en ek het 'n soet aan. En ek moet gaan kerk hou daar by Oudtshoorn. Hy sê en toe ek Oudtshoorn inreis, daar so 'n groot bord gemeente. Daar staan mobiel, die Hebreëse woord vir welkom. Hy sê net wat ek daar by die bord verby gaan. Toe sak die kombi so agter, ek dink Gert Aries, wat is dit nou? En ek stap om die kardadige papwiel gemeente. En ek dink dis warm, ek het 'n soet aan, ek moet gaan kerk hou. En ek sak op my knieë. En ek bid. En ek praat en ek bid. En asof 'n stem met die hemel vir my sê, Gert Aries, staan op, haal uit jou sperwiel. Elke dorpie het mos vroeë jare 'n begrafenisondernemer gehad. Nou daar was so 'n jong begrafenisondernemertjie op Klein Willem, 'n baie aansienlike mannetjie. En 'n ou tannie laat kom om een keer en die ou tannie sê vir hom, luister, Boeta, ek weet nou my tyd is min op aarde. Ek het 400.000 rand gespaar gekry in my lewe. En ek wil hê jy moet nou onthou, as ek die dag doodgaan, dan moet jy 200.000 rand vat. En daarvan moet jy vir my die grootste begrafnis gee wat hierdie dorp nog gesien het. Die mooiste kus, die mooiste lijks waar blomme, daar moet orkeste wees wat vir Amazing Grace speel, dat moet 'n netjiese besigheid wees. Hy sien al die kommissietjies, hy sê nie Antiovita waarin nie, ek sal sorg vir 'n grand begrafnis. Sy sê in die ander 200.000 rand wil ek vir 'n jong man gee wat een ou eindjie nog saam met my sal kom deurbring. Hy sê, Antie, maar ek sal dit ook kan reël. En hy is weg huis toe. Hy vertel sy vrou van die Antie se voorstel, sy vrou sê, die ou biets. Maar hoe meer hulle oor die ding praat, hoe meer besef hulle moet die 200.000 rand kan hulle dan by doen. Jy weet, hulle kan die huis klaar betaal, hulle kan die motor betaal. Hy man, na lang gerede kavel en geredenasie, toe besluit hulle, die man met myself gaan die Antie gaan besoek vir 'n aand. Maar sy vrou is maar jaloers raak, sy sê vir hom, luister, maar jy foon nou die Antie, en dan sê jy vir die Antie, jy kom net van 8 uur tot 10 uur. En dan wil jy die 200.000 rand hê. Nee, maak dus so, hy foon die Antie stem in. Nou vat sy vrou met die kar die aan, hy is nou netjies gewassen, gepoeier, aangetrek. Sy vrou lei hom voor die Antie se huis af en sy sê, luister, 10 uur dan hoed ek, dan moet jy hier wees, op die sypaadjie. 200.000 rand in jou sak. En die vrou is weg en hy is in na die Antie toe. Die vrou kan nie wag wat 10 uur moet kom. Toe 10 uur kom, toe stap sy voor die deur. Sy hoed, en sy sien dat daar boog gaan die gordijn so op en die luid die kyk hier by die venster uit. Hy sê, mama, kom weer 12 uur, die Antie het gesettel vir 'n staatsbegrafnis. Ja, die oom sê vir my, man, hy het 'n ou oom gehad, wat wonderlike ou man gewees het. En hy gaan dokter toe, want hy voel toe lang al nie lekker nie, en die dokters stuur hom toe na 'n internis toe. Nou nie 'n gynekoloog nie, sê maar 'n gynekoloog het net tunnelvisie, maar in elk geval, hy kom toe by die internis, die ondersoek hom toe, en kyk hom heel deur al die machine, en die laatmiddag maak die internis hom sit, hy sê, oom, ek wil nou vir jou iets meedeel, dis maar swak, maar ek kan vir jou nou met eerlikheid sê, jy het 24 uur om te lewe. Die oom sê, dokter, maar dit kan ons nie wees nie. Kan ek 'n tweede opinie kry? Hy sê, oom, daar is nie tyd vir 'n tweede opinie nie. Jy het 24 uur, ek sê vir jou, jy is klaar. Hy sê, kan ek jou phone kry? Hy sê, vat my phone.
Hy lei sy ou vrou, hy sê, mama, ek sit nou hier by die dokter. Hy het my vertel, ek het 24 uur oor, dan is ek klaar met my. En ons moet hierdie 24 uur reg gebruik, mama. Ek gaan nou vir jou kom haal, jy moet vir jou was en mooi aantrek, en dan gaan ons vanaand Waterfront toe, in die Kaap. En ons gaan bly in die dierste hotel, in die dierste suite. En ons gaan kaviaar eet en champagne drink, en ons gaan na opera kyk. En ons gaan dans, ons gaan kuier tot morgenoggend 2 uur, 3 uur, en dan gaan ons kamer toe. En dan gaan ons honeymoon hou soos 40 jaar gelede. Jou vrou luister hom soos sy sê, nee man, wacht nou. Wat vanmorgen, dan sit jy met jou salige lichaam in die hemel en ek moet loop werk. Kali Adang sê vir my, hulle moes op skool, die jare moes hulle maar Engels gepraat het. Nou ek het nou met Arno van Seil gepraat, daar onder in Springbok. Hy vertel my 'n vreeslike mooie storie van sy oom ook. Hulle moet Engels gepraat op skool, en as hulle Afrikaans praat, dan kry hulle 'n bord wat hulle om hulle nek moet hang, donkie. Nou as die ander man nou weer Afrikaans praat, dan moet hy weer die bord dra. As die laaste man moet nou hele dag die bord dra. Hy sê, nou het hy Afrikaans gepraat, nou staan hy daar, en moet die bord aan, en in pauze tyd, en sy maatjie sit nou bo in die boom. Nou wil hy, die moet Afrikaans praat, dan sê hy vir hom, spring man, spring. Dan sê die ena bo in die boom, I can, but I really what, for you will let the mens vrek val. Hy sê, nou moet hulle Engelse opstel skrywe oor 'n rainy day. Al wat hulle reg geskryf het, is wat op die bord staan, 'n rainy day. Hy sê, nou skryf hy verder, it was a rainy day. I go to my mate to play plates. Before we one plate can play, break there 3 plates. Hy sê, die juffrou sê, hulle moet nie sê housepipie. Maak vir ons 'n sin, met tuinslang. Hy sê, juffrou, my pa die tuinslang met die housepipe doodgeslaan. Hy sê, ek sit nou die dag in die café, saam met my pa, en dit is 'n Engelse café in die Kaap, en my pa is baie aggressief, want hy wil nie in die Kaap wees nie. Sê, die waiter kom maar aangestap, en hy buk so oor my pa, hy sê, sop vir jou? Hy sê, my pa vlieg op, hy sê, sop vir jou! Julle weet, deesdae, in die ouete huise, is daar mos altyd honderde vrouens, en baie min mans. Ek weet nie wat die rede is nie, of is nou geneties anders aangepas is, en of het oor die spanning is, oor die vrouens net die hele dag thee drink, en vergadering hou nie, oor die mans hulle moet afsloof, en nog bekommer oor die skelm ook, wat hy aanhou nie, of waar oor is nie, maar die oude huise is net vrouens, en die ou mans wat daar is so onbeholpe, hulle kan hulle self oor die pad gesleep kry. En hier kom op 'n môre in 'n oude huis, ou oom, en maar kyk man, nog 'n netjiese ou man, netjiese lyf, en hy so hups. Ek beloof jou, daar is 2 getroue ou vriendinne, ou tant Sari en ou tant Annie. Hulle is groot, jarelange vriendinne, maar hulle raak onmiddellik plotseling verlief op die oom Gert. Dat is so professor Ferdinand Duise die ding vir my vertel. Hy sê, dat is so 'n probleem toe in die oude huis, as jou oom mag nie die een besoek, as die ander een nie by is nie, en hulle vat vir hom koek en thee, die oom raak en al vetter van die koeksisters, en die kos dat hulle aandra, want al twee is nou tot oor hulle ore verlief op hom Gert. Soveel so, dat daar later toe 'n dingetje ontstaan tussen die 2 ou anties, dat hulle toe kwaai vriende word. Erg kwaai vriende, want al twee is verlief op jou oom, en jou oom weet eintlik nie eers daarvan nie. Maar hulle is ook kwaai vriende, en hulle gaan agteruit hulle gesondheid, en die matroon het met hulle gepraat, en hulle wil nie uitkom met die ding nie, maar op die eind, toe kom die storie dan nou uit. Nee, maar hulle is nou jaloers op mekaar oor oom Gert. En die matrone sê, maar tannies, oom Gert stel seker nie eers belang in die huwelik of niksie, die matrone probeer nou maar met haar bietjie sielkunde agtergrond, kyk nou of sy nie kan, maar vrede kry weer tussen hulle nie, want dit is nou nie mooi nie. Die ding neem sulke afmetings aan, dat die dominee toe moet kom.
Nou praat die dominee met die anties oor om Geert. Hy sien later hier by 5 uur agtermiddag, hy maak die hond daar af. Hy sê, antie Tannies, daar sal ek seker nou maar so Salomo van ouds, vir om Geert moet middeldeursny, laat julle elke man 'n stuk kry. So sê die nou antie, nee, dominee, dat kan jy nie doen nie, want met my geluk sal ek die kan kry wat Fred. Jy weet, dat is wonderlik, so ou om weer, hy kom stap ook daar by nog so tannie in, wat nogal heeltemal reg is. Nou tannie is lekker gezond, sy sing voor daar in die koor, jy weet, en sy doen voorlesings by hulle vir konserte, sy is sommer op 'n wakker, so persgedaaide kop. Nou is allemaal om wat hier die achterveld uitkom, hy dan die tannie later sin. En so gaan hy die agtermiddag klop by daar na die kamer, en sy maak op en hier sta hy, en sy sê, ja Willem, hy sê, nee, niggie, ek wil hier bietjie by jou kom kuier. En sy sit sommer 2 en 2 by mekaar, want sy is nog flink, sy kyk hom so, sy sê, Willem, jy is nou soos 'n potplant, jy kom net om te kom vrek hier by my.